Hallo julle. Ek wil vandag bietjie met julle gesels oor 'n video wat ek gesien het van daai bekende Amerikaanse voetballer, wel hy's 'n gewese ex-voetballer wat getroud is met een van ons gewese mevrou Suid-Afrika, daai Demi Lee. Hy het 'n getuienis gelewer waar iemand het hom gevra het, want hy is daai bekende voetbalspeler wat daai John 316 net so onder sy oë geverf het. En ja, hy lewe toe nou sy getuienis van hoe die tyd nou aangegaan het vandat hy daai John 316 gedra het op sy gesig, dat een keer na 'n game toe kom sy PR na hom toe en die ou sê vir hom, weet jy wat het gebeur? Weet jy wat het gebeur? En Tim kyk hom soos half aan van, ja, ek weet, ons het gewen. Ons het goed gewen. Toe sê hy, nee, jy verstaan nie. Dit is vandag presies 3 jaar nadat jy John 316 gedra het op jou gesig en jy het vir 31.6 yards gegooi en nog ander goed van 316. Die hele aand so goed was soos 316 wat Tim toe nou te doen gehad het mee in die football game. Jy moet die video gaan kyk, dit is op YouTube, jy tik in Tim Tebow of Tebow, en dan sit jy langs aan John 316, gaan search dit bietjie. Ek het dit vandag op my WhatsApp status, waar hy dan die getuienis lewer. En die interessante ding van die PRO hou toe vir Tim dop en hy sê, maar hoekom lyk jy nie meer opgewonde nie? En Tim verduidelik hoe hy op daar stadium nie eers kon woorde, hy het nie eers woorde gehad om sy emosies te verduidelik nie, want op daai oomblik toe dit insink, vandag is presies 3 jaar nadat hy John 316 op sy gesig gedra het, toe dit begin insink in sy gees, toe konvik die Heilige Gees hom, en hy voel disappointment in homself, en daar sê die Heilige Gees vir hom, I didn't die for a game. You made it about the game, about winning. Die titel, die erkenning van die skare, die geld, die inkomste wat daarmee saamgegaan het. Jy het vergeet hoekom ek jou hier geplaas het. En dit is 'n boodskap wat my bygebly het, en ek het so rukkie terug het ek 'n video gemaak oor die goed waarin ons kinders blootstel, of die goed waarin ons kinders inforceer. Ek sê nie, moenie dat jou kind sport doen, of sy skool verteenwoordig op die sportgronde nie. My kind het gister weer 'n rugby match gespeel, en ek was baie luidrigtig daar langs die rugbyveld, om sy hele span aan te moedig. En as die ander span 'n goeie 3 gedruk het, en ons spannetjie ore aangesit het, het ek vir hulle ook gecheer. Want dit is sportsmanskap, glo ek. Dis my opinie. En dit is graag iets wat ek en my kinders ook wil tuisbring, is sportsmanskap is 'n goeie ding. Jy moet jou skool verteenwoordig. Jy moet, as jy kan, as jy die geleentheid kry, want nie al die kinders kry die geleenthede nie. So as jy goed genoeg is om gekies te word, om jou span te verteenwoordig, leer jy deursettingsvermoë, jy leer volharding, want baie keer moet jy nou maar met 'n besering gaan speel, en jy moet dit deursien, om jou span te verteenwoordig, en dit is belangrike dinge, dis belangrike 'n learning curve vir ons kinders, en
So ja, ek sal nooit sê asseblief moenie jou kind laat sport speel nie, as dit sy passie is en dat hy homself uitleef in daai rugby game. Sure, julle, laat hy dit doen, laat daai kinders dit doen en laat hy voluit gaan. As dit vir hom joy gee. Ek glo dit is Jesus se hart vir ons. Omdat as waar ons soos Tim, nou waar jy uitdraf vir jou span of vir jou skool of wat, of op die as jy jou Suid-Afrika verteenwoordig op pool of waar ook al jy selfs net saam met vriende gaan stap en waaroor maak ons dit? Wat is ons perspektief? Wat is ons denke? Het ons 'n ewigheidsperspektief? Een ding wat ons moet onthou is Jesus se laaste woorde aan sy disippels was: gaan uit na die nasies en gaan maak disippels. Dit sluit my en jou in. Waar begin dit? Dit begin by ons huis. Dis waar ons disippels begin maak. En dan gaan dit oor na ons werkplek toe. Daar waar ons kinders in die skool is, daar waar ons te doen het met die skool, ons immediate omgewing, dit is waar ons disippelskap uitleef, dis waar ons getuienis is, en ja, ek moet bely dat ek 1 jaar, ek het erg menopause gehad, my estrogen vlakke was non-existent, en net voor Zander se eerste game, het ek en my man 'n hengse fight gehad, en ek moes van die werk af weg, afvat om my kind te gaan, sy game te gaan kyk. En ja, toe op daai dag besluit die meneer, hy gaan nie my kind in die span sit nie, en wat ook al die geval was, en ek verloor het op die span, op die veld, en ek val daai meneer aan, en ja, ek het gereageer op emosies van die menopause, en my man se fight, en dit was, man, dit was skandelik. Ja, dit was lelik. Dit was regtig nie mooi nie. En ja, party van daai ouers wat my daar langs daai veld gesien het, groet my nou nog nie. Hulle is so skaam om met my geassosieer te word, dat hulle my nou nog nie groet nie. En ek moes vir daai onderwyser gaan jammer sê, dat ek so gereageer het, nadat ek die man so verskree het, ek in trane uitgebars, ek kon nie glo, dat dit iets is wat ek doen nie, julle. Dit was lelik, dit was so lelik, want is nie die tipe mens wat ek is nie. Maar my hormone was op daai stadium so die mekaar, maar dit klink nou of ek myself justify. Ek moes vir daai ou gaan jammer sê, ek moes oor en oor vir hom, ek het van boodskappe gestuur, en ek het aan die einde van die rugby kwartaal, het ek net vir die ouwe drukkie gaan gee, en vir hom gesê, weet jy, ek's jammer, ek kan nie ophou jammer sê nie, ek kan nie genoeg jammer sê nie, dis nie wie ek is nie, ek kan net verskoning vra, want my hart is vir die kinders, my hart is vir my seun om weer te kan speel, en ja, soos ek sê, daar's nou nog ouers, en dis nou al hoeveel jaar later, is nou nog ouers wat my nie groet eers nie. So ja, die nagevolge daarvan was, ek weet nie eers nie, ek weet nie eers wat die nagevolge alles daarvan was nie. Die hoof het ons ingeroep en vir ons gesê, sien jy daai ouers wat daar buite die hek of buite die draad staan, hulle is verbied om langs die veld te staan, want hulle het droog gemaak. So ja, ons is getuchtig en ons moes jammer sê, want ons het droog gemaak.
En ja, ons is eintlik heel rustige mense, jy weet ons. Ons lag maklik en ons is lief vir mense. Maar ja, daai dag die beeld wat ons uitgestraal het, was nie Jesus nie. En ja, dit is so 'n waarskuwing vir die vrouens, as jy voel jy begin menopausal raak, bly weg van die sportvelde af julle. Dit is nie 'n mooi gesig nie en dis iets wat almal gaan onthou. En ja, want ons mensdom is baie lief vir praat en kinderstories en so dit is 'n storie wat gaan bly forever. Ja. Want nou ja. Maar ek het jammer gesê vir julle mammies wat my ken en dalk luister en so, en ek het gaan jammer sê oor en oor en ja, ek moes humble pie eet. En ek moet nederig wees en ek moet 'n voorbeeld stel vir my kinders waar ek kan sê, weet jy wat, ek moes self ondersoek doen en ek moes gaan jammer sê want ek was verkeerd. My gedrag was onaanvaarbaar en ek moes verskoning vra vir daai onderwyser, maar ek is dankbaar daaroor, want daardeur leer ek vir my kinders om te kan jammer sê en daardeur leer ek vir my kinders om te kan nederig wees en om 'n ding te sien voordat hy gebeur en sê, okay, maar hierdie is die rooi ligte, my ma of my ouers het hierin getrap, ek gaan nie daarin trap nie. En mag dit ook 'n les wees om soms net broos te wees en jouself te wees en ja, dat jy na die tyd nou maar jammer sê of wat die geval ook al mag wees. Hierdie video's wat ek maak ek vir die doel van my kinders, om vir hulle om broos te wees, om my foute te wys, en te deel waarin ek glo. Ek glo regtig 100% dat ons in die eindtye lewe. Hoeveel jaar daar nog oor is, weet net die Here. Niemand weet presies nie, maar daar's baie predikers nou daar buite wat praat oor die eindtye en 'n ou sien dit met die oorloë en die natural disasters en alles wat aangaan. Ons lewe in die eindtye en ons moet begin ewigheidsperspektief kry en ons moet daarvolgens begin lewe. So my hoop is dat ek as mamma, dat my kinders op 'n plek gaan kom dat as hulle keuses maak in die lewe, dat hulle dit eers vir Jesus se voete sal gaan plaas. Dat hulle sal sê, Here, ek wil gaan rugby speel hierdie jaar. Is dit U wil vir my? Is dit U wil vir my dat ek U daar kan gaan verteenwoordig? Want ons kan raak, of ons kinders kan raak, soos Tim Tebow, wat Jesus vir hom gesê het, ek het nie gesterf vir hierdie game nie. Jesus, dat ons vir Jesus vra, Jesus, gaan ek U kan verteenwoordig in hierdie goed wat ek gaan doen? Hier is 'n voorbeeld. Dalk bedien jy koffie in die kerk, want die woord sê ons moet werke doen en so aan. Maar God het nooit gesê jy moet dit doen nie. Jy het nooit Jesus se toestemming gevra om dit te doen nie. So nou rig jy meer skade aan omdat jy iets doen waarvoor Jesus nooit vir jou toestemming gegee het om te doen nie. So, kom by, ek bid dat my kinders op 'n plek kom wat hulle sê, Jesus of Vader, hierdie werk wat U vir my gee, is dit wat U wil hê ek moet doen? Is dit U wil vir my? Want onthou, ons elkeen is uniek geskape. Ek wil hê julle kinders moet nou mooi luister. Jesus het ons almal uniek geskape. Daar's nie een ander persoon soos ek nie. Daar's nie een ander persoon soos jy op hierdie aarde nie. Jou samevoeging is uniek. Van jou agtergrond, die mense om jou, jou huisgesin, jou kleur van jou vel, waar jy bly,
die kerk waartoe jy gaan, alles van jou is uniek, net aan jou. So as Jesus weet presies hoe hy jou geskape het, en waar jy bly, en wat se skool jy is, as Jesus al daai dinge van ons weet, en wat sy werk ons is, gaan hy mos weet, wat hy wil hê, jy moet doen. Dan het hy 'n unieke roeping vir my en vir jou ook. So, begin vir Jesus te vra, te bid. Jesus, wil u hê ek moet rugby speel? Jesus, wil u hê ek moet my debat groepie verteenwoordig, my skool in debat verteenwoordig? Wil u hê ek moet hierdie jaar skaak speel, of wil u hê ek moet nog steeds bodybuilding doen, of wil u hê ek moet my pad verander? Want kom ons gebruik die voorbeeld van die ou wat al die jare bodybuilding gedoen het. Nou sê die Here vir hom, ek wil nie hê jy moet meer bodybuilding doen nie. Dit gaan nie net oor jou fisiese, hoe jy lyk en wat nie. Ek wil hê jy moet begin meer cardio doen. Dis net 'n voorbeeld julle, want dis hoe Jesus met ons praat. Die bodybuilding gemeenskap is een groep mense, maar daai ouens op die treadmill is nou weer 'n ander groepie in die gym. Jy kan maar gaan sien, daar's klomp verskillende groepies in die gyms. Daai ouens fokus op bodybuilding, daai ouens fokus meer op cardio, daai ouens fokus meer op pilates en yoga en daai tipe van goeders. En soos daar groepies in die kerke, soos daar groepies in oral in die skole, en daar so is op die sportveld is daar groepies. Hierdie mamas sit by die eerste span, want hulle kinders speel in die eerste span. Ons sit in die derde span, want ons kind speel vir die derde span. En daar het Jesus my nou geplaas. So hoe verteenwoordig ek hom? Hoe verteenwoordig my seun sy span? Moedig hulle mekaar aan? Gee hy die bal uit? Kan hy deel? En as hy klaar is met sy game, gaan skree hy vir die eerste span. Verteenwoordig hy sy skool nie net op die sportveld nie, maar op die paviljoen ook. En so gaan die lysies aan en aan en aan. Jesus wys ons, wys my vandag waar ek u kan verteenwoordig. Wys my die goed wat ek moet los, waarmee ek myself besig hou, wat u nooit gesê het ek moet myself mee besig hou nie. En maak my los van daai dinge. Ons moet begin by Jesus se voete uitkom en sê, Jesus, hoe kan ek vandag u ewigheid, u eindtye, u verteenwoordig vandag, u ewigheidsboodskap, iets ewigheidsperspektief vandag verteenwoordig, sodat ek u beeld kan dra, en nie soos 'n paluka langs die veld skree, omdat jy nou menopause het nie. Die dokter, ek was na die tyd by die dokters vir toetse, en my estrogen vlakke was 0. Ek het geen estrogen in my vlak, in my liggaam gehad nie. Maar hoe justify ek myself nou nie? Ek doen nie, ek beloof. Dit was lelik, en ek is jammer. En daar het ek Jesus nie verteenwoordig nie, julle. Maar ek moet net vir julle sê, daar sekere ouers wat na die voorval nog steeds met my praat, en my groet, en deernis met my gehad het. En ek het Jesus se hart in hulle gesien, en ek was so dankbaar vir daai ouers, wat nog steeds deernis gehad het teenoor my. Gelukkig van hulle het my geken, gelukkig van hulle het my nie geken nie, maar hulle het die onderskeid gehad, dat dit is nie wie ek is nie. Want ja, hulle het by Jesus se voete uitgekom, en hulle het daai onderskeid gehad. En dit was 'n leerproses vir my ook, en ja, dit is my gebed. Asseblief nie jou kinders uit sport uithaal, omdat julle dink, ek het nou gesê, die kinders moet nie sport doen nie, hulle moet sport doen, en as dit hulle recharge, en as dit hulle joy gee, soveel te meer, dis wat Jesus wil hê.
Hy wil hê ons moet betrokke wees by goed wat ons vul. As ons, die oomblik as ons betrokke raak by die regte tipe goed wat Jesus ons geroep het voor, vul dit ons gees. En uit dit uit kan ons weer verander gee, want dit vul ons, dit voed ons, want ons is besig met die regte dinge. Ons is besig met die dinge wat die Here ons voor geroep het. Maar dit beteken dat ek en jy, ekskuus julle, ek het sinus, ek en jy elke dag by Jesus se voete moet uitkom en sê, Jesus, wys my, wat moet ek los, wat moet ek vat, wys vir my die vriendegroep wat ek moet hê, wys vir my die mense wat ek myself moet assosieer, waar ek betrokke moet raak. Jesus, en ek sê weer eens, Jesus was betrokke, sy 12 disippels was rowwe mense. Hulle het nie die hempies met die kraagies en die jy weet, die name brands en goeders gedra nie. Hulle klere was geskeur. Hulle was rof. Hulle het gevloek, hulle het geskel. Jy weet, hy is daai papa daar langs die veld wat, jy weet, hy worry nie oor daai ou wat daar sit wat almal omkloek, want daai ou te titel nie. Hy ou is hy is daar op die veld om sy kind te verteenwoordig. En of hy is daai papa wat sê, weet jy wat, ek gaan nie dat jy in die skool atletiek deelneem nie, want ek hou nie van die gesindheid van die ouers op die veld nie. En so veel kere het ek al gehoor van, of gesien, my eie oë, kinders wat begin hakkel die oomblik as hulle ouers by hulle kom op die sportveld, want hulle, dis so hulle gedruk word. Kinders wat begin angsaanvalle kry, want hulle word gedruk op die sportveld. Hulle vol flou, as hulle die oomblik as hulle ma hoor skree daar op die langs die rugbyveld, want die ouers druk hulle. So, en dis my boodskap julle. Kom ons leer ons kinders om van jongs af te strewe om Jesus se stem te hoor, om te strewe om die Heilige Gees te hoor en by die Here uit te kom om te hoor, is dit wat ons moet doen, is dit waarmee ons onsself met besig hou, is dit reg vir my kind op hierdie stadium, en as ons droog maak, dan kan jammer sê, weet jy wat, ek het droog gemaak, en as die ouers jou na die tyd nie groet nie, that's on them, that's not on you, want dit is nie Jesus se hart nie, en ja, so, kom ons wees anderste, kom ons leer ons kinders om anderste te wees, al is hy in die span, of staan hy eerste in die skool, of is sy ouers welgesiene mense in ons dorp met die titels en die geleerdheid en wat ook al, dat ons nog steeds vir daai ouetjie wat nie dieselfde geleenthede het nie, dat ons hom dieselfde gaan hanteer as wat ons maatjies wat jy weet, ons beste maatjies saam met wie ons ouers kuier en so aan, dat ons daai tipe gesindheid, daai ewigheidsmentaliteit in ons kinders begin kweek. So ja, van een ouer met baie foute, wat nog self leer, maar nederig is om jammer te sê, groet ek julle vandag. En ek wil net vir julle sê asseblief, as daar enige van my video's is wat julle afronteer, dis nie my bedoeling nie, wel, dit gaan gebeur, ek moet sê, laat dit dan wees dat die Heilige Gees julle konvikt oor sekere dinge in julle lewens wat verander moet word, maar as jy nie met my saamstem nie, stuur vir my 'n boodskap en sê, Michelle, ek het nie met vandag se boodskap wat jy gemaak het saamgestem nie, ek sien dit so en so en so aan, en ek love nuwe perspektief, ek love om te leer by jou, en want ons is anderste gemaak, en ek sien dit, ek like dit, want ek leer by jou, omdat jy anderste is, omdat jou omgewing anderste as myne is, leer ek by jou, en ek is dankbaar daaroor, want ek wil nie dom wees vir my eie perspektief nie, ek wil nie blind wees vir my eie perspektief nie, want dan gaan ek nooit iets kan leer op ander plekke nie. So ja, omring julle self met ouer, wyser mense,
Mens leer baie by hulle, want hulle het nou al klaar die kaf van die koring geskei. Hulle weet nou al waaroor die lewe gaan, hulle weet wat belangrik is en waarop om te fokus. Mens leer baie by hulle. So doen dit, luister, leer en leer skep 'n omgewing in jou huisgesin waar jou kinders broos kan wees saam met jou. En die van julle wat seuns het, goeie griet. Die goed wat hulle oor met my praat partykeer, dink ek, ag asseblief Here, help my. En dan roep ek my man en sê, nee, dis jou beurt reg. Ek weet nie hoe om hierdie situasie te hanteer nie, maar ek's dankbaar. Ek is dankbaar ek het daai omgewing geskep in my huis waar my kinders broos kan wees. Soms huil hulle, soms bid hulle saam met my, of soms bid hulle vir my. En hulle kan met my praat oor enigiets. Hulle vrese, hulle hoop, hulle joy en alles. En is lekker om te sien as jou kinders floreer. Laas week het is onder die eerste 3 van die match van hulle spannetjie se match gedruk en hy was as man of the match aangewys. En dit is 'n mindshift wat in hom plaasgevind het. Hy het nou sommer 'n hongerte, jy weet, om te tackle en te perform. Voor dit was hy bietjie bang, hy was bietjie skrikkerig. My man moes hard met hom praat en hy het daai mindshift gemaak en ek is so trots op hom. Ek is so trots om te sien hoe hy daai hongerte gekry het om te wil, jy weet, te presteer as 'n span. Want hy gooi uit. As hy die bal het, hy gooi uit, want hy weet, hy lê nou, hy kan nou nie alleen die 3 gaan druk nie. Hy gee uit. En dit is amazing, daai mindshift wat daai ouetjie gemaak het. Anyway, julle, wees geseënd. Blessings.